In die bulletin, president Cyril Ramaphosa se aansoek om 'n dringende interdik teen die werksaamhede van die parlement se artikel 89 ontheffingskomitee te bekom, het in die Wes-Kaapse Hooggeregshof begin en 'n T-Rex dinosaurus fossiel vir miljoene opgeveil. Goeiemiddag, dis Woensdag, dis die 15de Julie en die tyd het aangebreek vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is James Kemp. Advokaat Wim Trengove, wat namens president Cyril Ramaphosa optree, het vir 'n tydelike opskorting van sy ontheffingsproses in die Hooggeregshof in die Wes-Kaap gevra. Ramaphosa het vroeër 'n dringende aansoek ingedien om die werksaamhede van die parlement se ontheffingskomitee te staak. Trengove voer aan die uitstel het 'n doel om Ramaphosa se regte te beskerm totdat die hersieningsaansoek in September aangehoor word. Trengove het kritiek oor die sloering verwerp en die blame op opposisiepartye soos die EFF geplaas. Hy voer aan dat ontheffings 'n uiterste digproses is wat deeglike bewyslas vereis waarin die aanvanklike paneel glo foute begaan het. Die saak duur voort. Die vermeende kartellid Vusimuzi Katmatlala se getuienis voor die Madlanga Kommissie is tot 1 September uitgestel. Matlala se regsverteenwoordiger, Annelien van den Heever, het gevra dat sy getuienis uitgestel moet word, omdat hy aanstaande week in die hof moet verskyn op klagtes van poging tot moord. Sy het aangevoer dat dit sy grondwetlike regte as 'n beskuldigde kan skend, indien hy gedwing word om te getuig terwyl die strafregtelike saak nog hangend is. Die voorsteur van die kommissie, die afgetrede regter Mbuyiseli Madlanga, het egter bevraagteken waarom Matlala nie kan voortgaan met getuienis wat nie met hierdie strafsaak verband hou nie. Die nuwe administrateur van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente, beter bekend as NSFAS, professor Gungani Matsebula, is onderskoot nadat hy die voormalige voorsitter van Daybreak Farms, Bujani Segua, as lid van die studiefonds se audit en risikokomitee aangestel het. Kritici beweer die pos is nie geadverteer nie, maar NSFAS sê die aanstelling was wettig en binne die administrateur se bevoegdhede. Segua het vroeër vanjaar as voorsitter van Daybreak Farms bedank te midde van die maatskappy se finansiële en bestuurskrisis. NSFAS sê sy is as 'n lid en nie as 'n voorsitter van die komitee aangestel op grond van haar ervaring as geoktroeëerde rekenmeester. Die gedragsowerheid vir die finansiële sektor het aangekondig dat hy die openbare beleggingskoöperasie gaan ondersoek na kommer oor bestuur, leierskap en deursigtigheid ontstaan het. Die aankondiging volg nadat die OBK se uitvoerende hoof Patrick Dlamini geskort het na ondersoek na beweringe van wangedrag. Die waarnemende hoofbeleggingsbeampte, August van Heerden, sal ook nie in sy pos aanbly nie. Die owerheid sê die verwikkelinge wek ernstige vrae oor die bestuur van Suid-Afrika se grootste batebestuurder wat meer as 3 miljard rand se openbare fondse bestuur. Die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging se vakbond, SAMATU, doen 'n dringende beroep op die regering om nagenoeg 1400 werklose dokters aan te stel. Die vakbond sê openbare hospitale en klinieke sukkel steeds met personeeltekorte terwyl gekwalifiseerde dokters by die huis sit. SAMATU voer aan dat die probleem nie 'n gebrek aan befondsing is nie, maar dat geld wat vir die aanstelling van dokters bedoel is deur provinsies vir ander doeleindes aangewend word. Die vakbond waarsku dat die voortgesette vertragings gesondheidsorg benadeel en gemeenskappe sonder voldoende mediese personeel laat. 'n Fossiel van 'n Tyrannosaurus Rex, beter bekend as Gus, is op beveiling in New York vir 'n rekordbedrag van sowat 50 miljoen Amerikaanse dollar verkoop. Dit maak die 67 miljoen jaar oue fossiel die duurste dinosaurus fossiel nog wat op beveiling verkoop is. Die byna volledige skelet is in 2021 in Suid-Dakota ontdek en is deur 'n anonieme koper na 'n 10 minute lange bestryd gekoop. Paleontoloë hoop die nuwe eienaar sal die fossiel aan 'n museum skenk, sodat dit vir navorsing en die publiek toeganklik kan bly. Dan jou nuus hier op Pretoria FM se sosiale media platforms. My naam is James Kemp en ons doen dieselfde môre middag om dieselfde tyd.